reeds toegerus vir die sprong. Ons het reeds verduidelik dat 'n kwantumsprong is iets wat jou uit jou huidige wentelbaan neem na iets totaal anders, 'n totale ander situasie of identiteit. Niks daarna is dieselfde as voorheen nie. Dis soos 'n klein atoom wat 'n kernontploffing veroorsaak of 'n kragstasie kan dryf. Een van die grootste dinge wat 'n mens kan terughou van kwantumspronge is ons oortuigings, ons sogenaamde beliefs. En die kwaaddoener hier is die oortuiging, ek is nog nie gereed nie, ek weet nog nie genoeg nie, ek het nog nie genoeg geld nie, ek het nie genoeg vertroue nie. Eintlik sit jou brein wat jou probeer beskerm teen te veel energie gebruik en dis 'n illusie wat dink jou huidige situasie moet jy aanvaar en net bly waar jy is. Paulus skryf van 'n jong leier met die naam Timoteus was waarskynlik net so gevoel het. En hoor hoe stel hy dit in 2 Timoteus 1 vers 7. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Die gees van vreesagtigheid, soos dit letterlik vertaal staan, kom nie van God nie. Wat wel van God afkom is krag. Dis liefde, dis selfbeheersing. Dis reeds in jou deur die Heilige Gees. Jy moet dit net met die Gees se hulp aktiveer. In U-Square, daardie klein boekie beklemtoon Preacher dat hulpbronne vir 'n kwantumsprong gewoonlik reeds aanwesig is. Die tekort is selde werklik. Dis eerder 'n tekort in ons vertroue in wat reeds in jou hand is. Dis nie 'n gebrek aan bronne nie, dis 'n gebrek aan besluit. Ek onthou hoe die destydse bekende Amerikaanse predikant Robert Schuller gesê het, toe hulle moes kerk bou en kerk ontwikkel. Daar is nie so iets soos 'n geldprobleem nie, dis net 'n ideeprobleem. Nou dit geld van ander dinge ook. Die kwantumsprong vra nie wat jy nou reeds het nie. Hy vra, jy het dit reeds. Jy kan reeds met wat jy het. Leef geïnspireerd.